Maar toe ek vanoggend wakker word, toe dink ek, om 'n mamma te wees, dink ek is die grootste geskenk uit die Vader se hand. En in die Ou Testament, as ons gaan kyk na die woord van die Here, was moederskap, mamma wees, die kroon en die sieraad van elke vrou. So wanneer die Here ons toelaat om mammas te wees, dan deel hy met ons iets baie spesiaal, die oorsprong van lewe. En het ons nie genoeg woorde om vir hom dankie te sê, dat ons in hierdie grootheid en heerlikheid van ons hemelse Vader mag deel nie. En mag hy vandag in elke mamma hart verheerlik word. Ek wil net so voordat ons na die woord van die Here toe gaan, so ietsie vir al die mammas lees. 'n Ma is gemaak van staal, van liefde, uithou vermoë en ragfyn kant. Haar vel kan lekker dik wees. Sy steur haar min aan tienerkinders se bye en geite. Sy weet ook baie goed, tieners sê selde wat hulle bedoel en bedoel selde wat hulle sê. In haar diepste wese is sy aan mekaar gesit met 'n goeie maat wysheid, oorvloedige geduld en 'n groot handvol genade. 'n Mamma hart is baie groot. Daar is altyd plek vir nog enetjie. Dis groot genoeg om 'n ander mamma se kinders ook lief te hê. Weet maar net, 'n mamma het die hart van 'n leeuwyfie. Sy sal haar kinders ten alle koste beskerm en veilig hou. 'n Mamma bid sonder ophou vir haar kinders. Wanneer sy wysheid kort kom, weet sy, dit is net verkrygbaar in die skatkamers van die hemel en daarom smeek sy haar wysheid van God af. Soms kan 'n mamma se hart ook breek en dan huil sy saggies, waar haar kinders haar nie kan sien nie. Maar dis altyd van korte duur, want wanneer sy dink aan alles waarvoor sy dankbaar kan wees, vee haar dankbaarheid haar trane af en leen sy maar net nog so bietjie swaarder op haar hemelse trooster en grootste raadgewer. Mammas weet al te goed, hulle is nie volmaak nie, en daarom kan mammas baie maklik sê, ek is regtig jammer, vergewe my asseblief. 'n Ma is selde nie besig nie. Daar is altyd nog iets wat gedoen moet word. 'n Mamma word ook nooit moeg nie. Sy word nie moeg om goed te doen nie. By die werk, by die kerk, by die skool, sommer net oral oor, is daar mammas altyd besig. 'n Ma kan alles doen en alles wees in een, 'n beraader, 'n taxi, 'n kidsbank, 'n aanmoediger, noem dit maar op en dit is 'n mamma. 'n Ma is so ingestel op die welsyn van haar kinders, groot en klein, dat sy die seer in hulle oë raak sien, lank voordat hulle emosies soos lava by 'n berg uitskiet. Lank voor die hartseer en teleurstellings van die lewe, stofbaadjie trane oor hulle wange laat loop. Daarom is daar baie genade uit die hemel vir mammas, wat dikwels meer as 24 uur per dag aan die gang is, wat pleisters opplak, einas gesond soen en eers rustig kan slaap, as almal, dit sluit nou katte, honde, visse, rotte, voëls en kinders in, eers veilig in die bed is. 'n Ma deins nie terug vir Goliat groot uitdagings nie. Sy pak die bil by die horings en sy doen wat sy moet doen, omdat sy weet, haar hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. 'n Mamma wat die Here dien, is die grootste geskenk wat enige kind op die aarde kan ontvang. Sommer so ode vir ons mammas.
Ek wil vir ons 2 verse uit die woord van die Here lees vanoggend. En dit is uit Jesaja 49 vers 15 en 16. Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Ek wil dit weer vir ons lees. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die palms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Kom ons bid saam en vra dat die Here sy woord in ons harte sal kom seën vanoggend. Abba Vader, baie dankie vir hierdie pragtige oggend. Vader, so baie dankie dat U vanoggend die son beveel het om te skyn en dat die eerste strale van die son die donker kombers van die nag kom oprol het, sodat ons in die daglig U heerlikheid kan aanskou en U lof kan besing, want U alleen is waardig al ons lof en al ons eer. Abba Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid waarin ons met dankbaarheid en vreugde, net soos wat ons is, kan kom in U teenwoordigheid, om saam met ons boeties en sissies fees te vier oor die grootheid en die goedheid, oor die heerlikheid en die krag van die Here onse God. Baie dankie dat U hier is deur U Heilige Gees en dat U, soos wat net U dit kan doen, ons harte voorberei op U woord. Abba Vader, my gebed is dat U self U woord vir ons sal kom oopbreek en dat U ons daardeur sal kom versterk en bemoedig, dat U ons harte brandende sal maak om U grootheid, U goedheid, U reddingskrag, U liefde en U genade wyd en suid te verkondig. Vader, baie dankie dat ons hierdie onwankelbare skuilplek het, 'n ewige rots waarop ons kan staan, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet, U woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, sodat ons vanoggend opnuut weer sy heerlikheid kan aanskou. Abba Vader, my gebed is dat terwyl ons so rondom U woord vergader, U self hier in ons midde teenwoordig sal wees en dat U ons bymekaar sal maak soos 'n hen haar kuikens, dat ons U warm hartklop sal hoor en ervaar vanoggend, dat U teenwoordigheid swaar om ons skouers sal vou en dat ons vol sal wees van die heerlikheid van die Here, om U lof te besing, om te juig oor U grootheid, te buig in dankbare aanbidding vir U wonderbare krag in ons lewe. Abba Vader, mag ons vanoggend opnuut bewus word van U oneindige liefde vir ons. U genade wat soos 'n reddingstou in Jesus Christus na ons toe neergedaal het. U teenwoordigheid deur U Heilige Gees, net die volheid van U wonderbaarheid. Wees so welkom in ons midde en kom leer ons deur U woord en deur U Gees, is my gebed in Jesus se kosbare naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil hê ons moet vanoggend so 'n bietjie terugstap oor die heuwels van tyd
en vir 'n paar oomblikke kuier in 'n klein, skemerbeligte slawehuisie ergens in die Egiptiese woestyn. En as ek en jy by die deur sou instap vanoggend terug in tyd, vind ons daar 'n mamma in hierdie skemerlig en in haar arms hou sy 'n pasgebore baba seentjie vas. Sy kyk af en toe af in sy gekreukelde pink gesiggie en trane loop oor haar wang as sy handjies gryp in die lug totdat sy vingertjies om haar vinger vashou. Dan kyk sy weer deur die venster van haar slawehuisie. Die son brand fel op die kaal Egiptiese woestynduine en oral hoor sy hoe die Egiptenare skree op haar volksgenote. Deur die venster sien sy die tragiese gesig van haar volksgenote, almal in vodde geklee, vooroor gebuig van die swaar laste wat hulle vir die Egiptenare moet dra. Sweet parel op hulle voorkoppe, terwyl die slawedrywers se swepe gedurig agter hulle of selfs oor hulle rug klief. As ons nader aan haar staan, dan sien ons dat die lyne van seerkry, van bekommernis, van angstigheid en onsekerheid diep ingeets is in haar gesig, rondom haar mondhoeke in die frons tussen haar oë, 'n vrou wat 'n toonbeeld van swaar kry is. En terwyl ons hierdie hartseer prentjie aanskou, hoor ons ewe skielik die pasgebore baba in haar arms huil. En sien ons hoe dat daar 'n sagte lig in haar oë verskyn wanneer sy na die babietjie kyk. Ons sien dat selfs hierdie donkerste, ergste omstandighede dit nie reg kry om haar liefde vir haar baba te laat kwyn nie. En dan ken ek en jy hierdie eeue ou verhaal, hoe hierdie Joodse mamma besluit het, ten spyte van al die omstandighede, ten spyte van die feit dat sy haar eie lewe in gevaar sou stel, sou niks haar van hierdie kindjie skei nie. Sy was vas oortuig, al het die farao's bevel gegee, dat elke Joodse baba in die Jordaanrivier verdrink moes word, sal sy haar kindjie met haar lewe beskerm. Ja, ons sien, midde van die donker swaar kry, die kettinge van slawerny, die leeuwyfie hart van 'n mamma, wat alles in die stryd sal werp, om haar kind teen die swaar kry en die seer kry van die lewe te beskerm. Die verhaal vertel vir ons dat vir 3 maande het sy hierdie babietjie weggesteek vir elke Egiptenaar wat verby die slawehuisie sou marseer. Vir haar bure en familie het sy hierdie babietjie in haar huis weggesteek. Maar toe die 3 maande verby is, het sy besef dat sy hom nie langer 'n geheim sou kon hou nie. Dat hy nou harder huil en deur die dag al hoe langer ure wakker is en besig raak en sy het nie geweet wat sy moes doen nie. En uiteindelik kry sy 'n plan. Ek wonder, hoe lank het dit geneem wat sy stilletjies, wanneer almal tot ruste gekom het en dalk baie van haar bure, vriende en familie se kersse in die huisies langs haar uitgegaan het sy stilletjies in die geheim 'n biesiemandjie gevleg. Ek wonder, behalwe hoe lank dit haar geneem het, hoeveel van haar trane was in hierdie biesies
ingevleg. Ek wonder, as elkeen van daardie biesieblare kon praat, hoeveel getuienisse van haar gebede was in daardie mandjie ingevleg. Die woord sê nie vir ons al daardie fyn detail nie, maar ons kan ons net voorstel hoe sy in hierdie uitdagende, wrede omstandighede haar hulp by die Here gesoek het en in haar stil wees en krag hierdie reddingsbootjie vir haar kindjie met trane, gebede, lankmoedigheid, 'n vaste vertroue gevleg het. En toe hy uiteindelik klaar was, het sy die mandjie met leemgrond en pik uitgevoer, sodat dit waterdig kon wees. En in hierdie mandjie het sy haar baba seentjie veilig neergelê. En toe moes sy hom op die water van die Nylrivier laat gaan. Ek dink nie ons kan ons voorstel hoeveel angs en vrees daar in haar mamma hart was, toe sy daardie biesiemandjie op die golwende Nylrivier sien wegdryf het nie. Want in daardie Nylrivier was al die wreedheid van die Egiptiese konings in opgesluit, en buiten die brutaliteit van die farao's het die Nyl gewemel met krokodille. En tog het sy vol vertroue in die Here haar baba seentjie in daardie onherbergsame water sien wegdryf. Sy kon dit nie verduur nie. Sy kon ook nie dink om hom net daar te laat nie en gee toe die klein Miriam opdrag om tussen die biesies langs die Nylrivier weg te kruip en dop te hou wat met Moses in die biesiemandjie sou gebeur. En ons weet, hoe wonderlik is hier die verhaal, hoe dat die Farao se dogter gekom het om in die Nylrivier se water te bad met al haar diensmeisies, en hulle het hier die mandjie gesien dryf op die water van die Nyl, en sy het opdrag gegee dat hulle die mandjie moet gaan haal, en daar binne, tot haar groot verbasing, is die mooiste Hebreëse seentjie, so mooi, dat hy op die oomblik haar hart verower, en sy net weet, dat sy nie kan toesien, dat hierdie kind te sterwe sou kom nie. Intussen kom die jong Miriam tussen die riete uit, en vol bravade, sê sy vir die Egiptiese prinses, ek weet van 'n Hebreëse vrou, wat hierdie baba kan soog. En glo dit of nie, die woord van die Here sê, die prinses het gesê, laat haar roep, en sy het met Jochebed 'n onderhandeling aangegaan, en haar opdrag gegee om haar eie kindjie te versorg, teen betaling. Kind van die Here, hoe groot is die Here onse God. En so is Moses uit die water van die Nylrivier gered. So is Moses in die huis van Farao opgeneem, waar hy geleer het binne die Egiptiese vooruitgang om te kan skryf, omdat God reeds voor sy geboorte geweet het, dit is hy wat die volk uit slawerny sou lei. Dit is hy wat die Pentateeg vir ons moes dokumenteer. Dit is hy wat die salwing van die Heilige Gees sou dra en vir die volk van die Here 'n leier uit donker, uitdagende, moeilike omstandighede sou wees. As ons aan hierdie verhaal dink, dan sal die Heer ons steeds vir Jochebed, 'n doodgewone Joodse mamma uit die stam van Levi, die vrou van Amram, wat saam met haar tydgenote in die mees uitdagende omstandighede in die geskiedenis van Israel gelewe het. Haar naam beteken die heerlikheid van die Here of die eer van onse God.
nie sommer net 'n gewone naam nie, 'n naam wat die Here vir haar gekies het. Maar ek wil hê ons moet vanoggend so bietjie nader staan en na die diepte van hierdie reddingsverhaal kyk en ag gee op dit wat Moses self vir ons opgeteken het en hoe dat dit 'n skadubeeld is van daardie 2 verse wat ons in Jesaja 49 gelees het. Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. As ons dink aan Jochebed, is die eerste uitstaande aspek van hierdie verhaal, hoe dat sy geleef het in dieselfde tydsomstandighede as al haar mede volksgenote. Sy was nie uitgesonder in gemaklike omstandighede nie. Sy was nie vrygeskeld van die wreedheid van die farao's nie. Sy het nie spesiale aandag gekry of 'n leiwag gehad nie. Sy was in presies dieselfde bootjie as haar tydgenote. En dan kan ek en jy vanoggend onmiddellik met haar identifiseer, want elkeen van ons wat vanoggend hier is, beleef dieselfde uitdagings, beleef dieselfde storms, beleef dieselfde bekommernisse, angs en vrees. Tog is dit vir ons so duidelik, as ons 'n bietjie rondom ons kyk, dat alle mense dieselfde omstandighede nie dieselfde hanteer nie. En moet ons vra, soos Viktor Frankl gevra het tydens die Tweede Wêreldoorlog in die nazi-konsentrasiekampe, wat maak dan die verskil? Hoekom verdwyn mense in die dryfsand van swaar kry, ellende en depressie, terwyl ander mense dit reg kry om langs 'n oop graf 'n wit vlag van hoop en vrede te hys? Ek glo vanoggend wat Jochebed anders gemaak het, was haar vaste vertroue en haar vashou aan die Here, haar God. Midde haar omstandighede het sy nie toegelaat dat sy oorweldig word nie. Sy het haar nie net oorgelewer aan haar tydsomstandighede nie. Sy het gekies om die Here te vertrou met haar hele hart, haar hele siel, al haar krag en haar verstand. En sy het gekies om alles in die stryd te werp om haar baba seentjie se lewe te red. Kind van die Here, ons kan ons nie heeltemal in haar skoene indink nie, want nie een van ons was al uitgelewer aan slawehandelaars nie. Daarom kan ons nie presies weet wat hierdie vrou beleef het nie. Maar wat ek en jy vanoggend wel weet, is dat almal van ons erfgename is van die slawerny van sonde. Dat nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgedryf is, het ek en jy die swaar kry, die seer kry, die warm woestynson, die sweet waarmee ons brood moet verdien, die moeite waarmee kinders in die lewe gebring word, het ons geërf. En elkeen van ons is slawe van die sonde wat ons voorouers gepleeg het, sodat Paulus vir ons prontuit kom sê, ons almal het ontaard. Daar is selfs nie een wat goed is nie. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Paulus gaan verder en hy sê dat hierdie erfenis van ons veroorsaak 'n wroging in elke mens se lewe, want die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, en die kwaad wat ons nie wil doen nie, dit doen ons al te dikwels
en al te graag. Kind van die Here, so geestelik kan ons identifiseer met 'n toestand van slawerny, 'n toestand waarin ek en jy die boeye en die kettinge van hierdie gebroke wêreld elke dag moet trotseer. En nou as ons na die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons dat hoewel Jochebed hierdie tragiese omstandighede raak gesien het, het sy besluit om nie daarvan deel te wees nie en om haar kind teen die dood te beskerm. Die woord van die Here kom in Kronieke en sê vir ons, God, sy oë deurloop die hele aarde. Kind van die Here, God kyk nie deur die klein venstertjie van 'n slawehuisie nie. Nee, alles is vir hom oop en bloot. Dawid sê in Psalm 139, as ons opklim in die hemel, is God daar. As ons afdaal tot in die doderyk, daar is die Here. Gaan ons tot by die uithoeke van die see, vind ons ook daar is die Here. En dan sê Dawid, selfs die duisternis is lig by God. Niks is vir sy oë verborge nie. En kind van die Here, hoe wonderbaar om vanoggend te besef, wanneer God oor hierdie aarde gekyk het en gesien het hoe swaar die mense kinders kry in die kettinge van sonde, in die duisternis van die bose geeste, in ons eie vleeslike begeertes, het God besluit dat hy nie eenkant apaties sal staan nie. Nee, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Kan u vir 'n oomblik net stil word en dink oor God se alles oortreffende groot liefde vir jou? Hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Toe ons vasgevang was in die kettinge van hierdie lewe se slawerny, toe dit nie Farao was wat die doodsvonnis oor ons uitgespreek het nie, maar die skepper van die hemel en aarde self gesê het, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En toe ons daardie doodstraf ten volle verdien het, ja, ons was afwagtend vir die doodstraf, het God my en jou innig jammer gekry uit sy oorvloedige liefde vir die mens. En het hy besluit, hy sal alles in die stryd werp om ons van die dood te red. Kind van die Here, ons sien in hierdie verhaal van Jochebed, dat sy haar eie lewe in gevaar gestel het om haar kindjie se lewe te red. Sou sy uitgevang word terwyl sy hierdie babietjie in haar huis weggesteek het, sou sy definitief veroordeel geword het en sekerlik saam met die kindjie in die Nylrivier gegooi geword het. Maar vir haar was dit so belangrik om haar baba van die dood te red, dat sy haar eie lewe op die spel geplaas het, kind van God. En as ons dink aan hierdie heldedaad van Jochebed, en ons word stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader, dan word die grootheid van sy reddingsplan net groter en groter in ons lewe. Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
God het sy eniggebore seun gegee, deel van die drie eenheid, om ons sonde skuld te dra, om ons straf uit te dien, om in ons plek aan die kruis op Golgotha te sterf. In Johannes 10 vers 11 sê Jesus self, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. In Johannes 15 vers 13 lees ons, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dit is wat God in Christus Jesus vir elkeen van ons kom doen het. Die derde punt, wat ek dink ons elkeen hier in ons menswees so diep aan die hart kon gryp, is daardie moment toe Jochebed haar kindjie in die bissiemandjie op die Nylrivier moes laat gaan. Ek kan nie vir 'n oomblik dink, hoe moet 'n mamma voel, wat dit moet aanskou, hoe die golwe van die Nylrivier die mandjie verder en verder wegneem nie. Ek staan elke keer met net soveel verwondering as ek dink aan Hanna, wat klein Samuel by die ou Eli gaan agterlos het, omdat sy hom aan die Here beloof het. Want ek dink, soos God in sy woord in Jesaja 49 vir ons sê, is dit vir 'n mamma onmoontlik om haar suigeling te verlaat. Kind van die Here, maar terwyl ek hier die woord oordink, deel die Heilige Gees met my, hoe dat daar in die voortyd van die begin af in die hemel besluit is, dat daar 'n oomblik en 'n tyd sou aanbreek, wat God sy enigste, sy geliefde sou laat gaan het, ter wille van my en jou. En toe die volheid van die tyd aangebreek het, het Jesus sy hemelse heerlikheid verlaat, kind van God, en Jochebed het vir Moses 'n mandjie gevleg om hom te probeer beskerm van al die gevare van die slawerny en die Nylrivier en die farao's. En weet u, ek wil stil word in aanbidding as ek dink aan die alwysheid van die Here onse God, dat God in sy voorkennis nie 'n bissiemandjie gevleg het, waarin hy sy enigste seun sou sien het, hoe dat hy die hemel verlaat het nie, maar in sy voorkennis, uit die stof van die aarde, het God kunstig die liggaam van 'n vrou geskape, omdat hy toe reeds geweet het, dat hy sy eniggebore seun in die baarmoeder van 'n jong maagd in Nasaret sou plaas. Kan u vir 'n oomblik dink, toe God moes terugstaan en sien hoe sy eniggebore seun die heerlikheid, die almag, die grootheid, die veiligheid van die hemel moes verlaat en as 'n embrio in die baarmoeder van 'n maagd van Nasaret na hierdie wêreld moes kom. Kind van die Here, in Egipte was die bloeddorstige farao's daar om die lewe van Moses te bedreig. Die Nylrivier met die krokodille, die Egiptiese soldate, ja, soos wat ons gevaar en brutaliteit vandag ken, dit was niks anders in die lewe van Jesus Christus nie. Onthou u, hoe dat Herodes die wyse manne wou ompraat, om vir hom te sê waar die Christuskind gebore is. Onthou u dat Jesus nog skaars sy eerste asemteug op hierdie aarde gegee het, toe wou Herodes hom om die lewe bring. Ons kan vanoggend nie dink, hoe was die rouklaag in die ganse omgewing, toe al die seentjies onder die ouderdom van 5 jaar om die lewe gebring is in Israel nie, omdat die heersers van hierdie wêreld, die lam van God, wou vermoor, skaars
toe hy op die aarde gearriveer het. En terwyl Jesus vir 33 jaar hier in die Nylrivier van die wêreld gewandel het, sien ons hoe dat daar keer op keer pogings is om hom om die lewe te bring. En so anders as in die verhaal van Moses, waar die Farao se dogter sy lewe gered het, was daar niemand wat Jesus se lewe kon red of spaar nie. Kind van die Here, want Paulus roep dit so groot uit, o diepte van die rykdom en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy werke, hoe onnaspeurlik is sy weë, want wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergelde moet word, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Jesus is die wysheid van die lewende God, en daar was niks wat daardie offer op Golgotha kon keer nie, want hy alleen is waardig, hy alleen was die heilige van God, hy alleen kon die soenoffer wees vir my en jou sonde en ons oortredinge. En God moes stilletjies sien hoe sy eniggebore seun in smarte aan daardie kruishout verstik. Kind van die Here, maar ek raak so opgewonde as ek dink aan die uiteinde van God se verlossingswerk op aarde. Daar was nie 'n bietjie mandjie nie. Om die waarheid te sê, is die woorde van Jesus vervul daardie dag toe hy gesterf het, toe hy gesê het, die jakkals het gate, die voëls van die hemel het neste, die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Daar was nie eers 'n graf vir die lam van God nie. Ons weet dat hy in 'n geleende graf neergelê is. En terwyl die vyand gedink het, anders as in die verhaal van Moses, dat hy oorwin het en dat hy daarop aangedring het om die graf te verseël, kind van die Here, het die skepper van die heelal vooruit geweet dat dit die bessiemandjie sou word, waardeur daar vir my en jou redding sou kom. Want op daardie derde oggend het die steen weggerol voor die tombe en Jesus het opgestaan, triomferend oor die graf en die hel en die dood se mag. Hoe wonderbaar, kind van die Here, dat geen mens hier die reddingsplan kon uitdink nie, maar dat die sterk hand en die kragtige arm van die Here onse God vir my en jou 'n reddingsboei, 'n reddingsmandjie, hoe ons dit wil noem, bewerk het deur die opstanding van sy seun Jesus Christus. Ag, hoe lekker is dit dat ons vanoggend saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dit wat veronderstel was om 'n objek van ewige dood te wees, het vir ons die poort na die hemel geword, die plek waar ons God kan ontmoet. Ja, ons kan, soos Jakob sê, dis dan niks anders as die huis van die Here nie. Die graf is leeg, die doeke lê daar bloot, en ons Jesus is oorwinnaar oor die graf, die hel en die dood. Maar mag ons vir 'n paar oomblikke dink, watter prys dit was vir God om terug te staan en te sien hoe sy eniggebore seun die heerlikheid, die heiligheid, die veiligheid van die hemel verlaat het, ter wille van my en jou. Dan kon nou Jochebed nie wegdraai van haar kind nie, maar sy het goed geweet, as sy self probeer het om oor daardie wiegelende bessiemandjie die wag te hou, sou sy baie vinnig gevange geneem geword het
en sou sy uitgelewer geword het aan die farao en sy diensknegte om haar tereg te stel. En toe stuur sy iemand net so naby, net so kosbaar soos die baba in die mandjie, haar opgeskote dogter Miriam, om tussen die bissies oor die mandjie die wag te hou, en om te kom vertel wat gebeur het met die mandjie op die water. In Johannes 14 vers 16 lees ons, toe Jesus met sy disippels praat en vir hulle sê, dat hy nou weer weggaan, lees ons die hart van ons Vader, die hart van ons koning, en toe hy vir hulle sê, ek gaan julle nie wees agterlaat nie. Kind van God, kan nie vir 'n oomblik dink, as so 'n onberekenbare prys vir iets betaal is, hoe sal jy dit net oorlaat aan die wind en die weer? Hoe dikwels vergeet ons dat ons gekoop is met die bloed van Jesus Christus. Hoe dikwels kies ons om te roes en te verweer in die sonde van hierdie wêreld? Hoe dikwels kies ons om uit die skuilplek van die Allerhoogste in die donker skaduwees van hierdie wêreld rond te ploeter? Hoe dikwels kies ons om ver van God af te wees? Maar die waarheid is dat die Here onse God, wat in Jesaja 49 sê, dit is vir hom onmoontlik om ons te verlaat, so innige, so intense begeerte het om by my en jou te wees, dat hy ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, maar die Heilige Gees gegee het om by ons te bly. Jesus sê vir sy disippels, toe hulle paniekerig is om alleen te wees, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in alle ewigheid. Kind van die Here, Miriam moes haarself maar tussen die bissies wegsteek vir die Egiptenare. En eers toe die prinses kom, kon sy haarself sigbaar gemaak het en die diens van haar moeder aangebied het. Maar toe die Heilige Gees uit die hemel neerdaal, het hy onder ons kom woon. Vir 2026 jaar woon die Gees van God in Galilea van die heidene. Kind van die Here, en is hy dag en nag besig om aan hartsdeure te klop en te nooi en te vra. En die woord van die Here sê, as iemand die deur oopmaak, dan sal hy ingaan om met daardie persoon maaltyd te hou en die persoon met hom. En daar sal 'n verhouding kom tussen die Vader, die Seun, die Heilige Gees en ek en jy. Die Gees van God het ons gekies as tempels hier op die aarde. Hoe wonderlik dat ons God nie op 'n afstand staan nie. Hy tabernakel in ons midde. Hy is God met ons tot in alle ewigheid. Die laaste aspek wat so opval uit die verhaal van Jochebed is die wonderbare, alles oortreffende werklikheid dat God die outeur van elkeen se lewe is, dat Jochebed self haar kindjie kon versorg en soog, dat sy die voorreg gehad het om hom op te voed in die vrese van die God van Abraham, Isak en Jakob, en dat sy daarvoor loon ontvang het, dat die farao haar betaal het om haar eie kind te versorg. Kind van die Here, en wanneer ons vandag dink hoe duur ons gekoop is deur die bloed van Jesus Christus,
hoe groot God se liefde is, dat hy nie kans gesien het om ons wees agter te laat nie, maar sy Heilige Gees gegee het om Immanuel, God met ons te wees, kan ons juig en jubel, dat hierdie God beloof, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En hierdie groot waarheid word op so besonderse manier deur Paulus besing, dat ek daarmee wil afsluit vanoggend. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Ag, ek wil dit weer vra, want ons bewe mos in hierdie eie tydse omstandighede, waar oorlog oral dreig, natuurrampe op elke nuusbulletin is, en die wêreldekonomie in duie stort. Kind van die Here, hoor, wat roep Paulus uit? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus die Here is nie. Kind van God, as jy ooit getwyfel het, hoor vanoggend wat die Heilige Gees tot die gemeente spreek. Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nooit vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor jou. Sjoe, ek weet nie van u nie, maar toe hierdie skadubeeld vir my oopgebreek word in die Nuwe Testament, en ek net sien wat die profeet Jesaja bedoel in hierdie 2 kosbare verse, hoe dat God op 'n alles oortreffende, onverduidelikbare, onverklaarbare, onverstaanbare manier my en jou kom red het van die wêreldheersers van hierdie dag. Moet ek juig, hoe groot is u, hoe groot is u. Omdat ons nog hier op hierdie ou aarde leef, weet ek, dalk is hier vanoggend mamas, wat net soos Jochebed deur die vensters van hulle huise staar. Dalk is jou uitdagings anders, maar jou vrese dieselfde. Dalk wonder jy hoe dat jy finansiëel vir jou kinders kan sorg. Dalk wonder jy, wat kan jy doen om hulle te beskerm teen al die storms en die uitdagings
van hierdie lewe. Dalk is hier enkel mamas wat presies weet hoe dit voel om bekommerd te wees en om s'nags wakker te lê oor al die uitdagings van ons tyd. Dit maak nie saak waar jy vanoggend is nie. God se woord is vir elkeen van ons. Dit maak ook nie saak of dit mamas is wat bekommerd is of papas nie. God se woord is vir elkeen van ons. En hoe wonderlik, as ons deur die vensters kyk, maak nie saak hoe die buiteprente lyk nie, kan ons vanoggend weet, ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons hulp is van hom wat ons eerste lief gehad het, so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. So lief gehad het, dat nadat hy daardie onberekenbare prys vir ons betaal het, het hy nie kans gesien om ons ooit weer wees agter te laat nie. En hoor ons hoe Jesus bid, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose sal bewaar. So lief, dat die Heilige Gees by ons kom bly het, tot in alle ewigheid, en dat God beloof, as julle wat sleg is, weet om goed aan julle kinders te doen, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat vir ons in Christus Jesus, ons verlosser, bewys is nie. Kom ons bid saam. Abba Vader, as ons stil word voor U vanoggend, en ons gee ag op U woord wat U deur U Gees in ons harte kom oopbreek het, dan kan ons nie anders as om net uit te roep aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God. Net aan U kom toe die eer en al die heerlikheid. Abba Vader, so baie dankie dat U uit die hemel neergekyk het, en terwyl ons die dood en die straf van sonde verdien het, Here, het U ons innig jammer gekry, en het U nie kans gesien om ons oor te lewer aan die pynigers van hierdie wêreld nie, aan die vyand met al sy bose magte nie, en het U vir ons in die volheid van tyd, met soveel alwysheid, met soveel genade, met soveel barmhartigheid en ontferming, het U vir ons 'n mandjie gevleg, 'n mandjie wat deur al die eeue heen stand hou, met goue drade van heiligheid, goue drade van liefde, goue drade van onverganklikheid, goue drade van genade, lankmoedigheid, goue drade van 'n goeie Vader, en al probeer storms en geleenthede hierdie waarheid verweer en verwoes, staan dit vandag steeds soos 'n lighuis. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Abba Vader, dankie vir verlossing en redding in Jesus Christus. Dankie vir 'n hoopvolle toekoms vir ewig in U teenwoordigheid. En dankie
dankie dat terwyl ons hier op die aarde reisigers is na ons woonplek by U, het U ons nie wees agtergelaat nie. Ons het 'n navigator, ons het 'n parakleet, ons het 'n voorspraak, ons het 'n bron van krag, ons het hoop, want Immanuel, God is met ons. Abba Vader, my gebed is dat hierdie ewige waarheid in elkeen van ons se harte sal ontkiem en opkom en veel vrugte dra tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Vader, en dan wil ek vanoggend baie spesiaal vir elkeen van ons mammas bid wat hier teenwoordig is. En ek wil vra, Abba Vader, dat U elke mamma saggies sal toevou in die voue van U kleed. Dat nou hier waar ons hulle aan U opdra, elkeen sal voel hoe daardie krag wat die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het, onmiddellik genees het met die aanraking van die soem van U kleed, deur hulle are en lywe vloei, sodat, Here, hulle nie moeg sal word om te verkondig die grootheid, die goedheid, die majesteit, die krag van ons Here nie. Ek bid, Abba Vader, dat U woord vir ons die inspirasie sal wees om dag en nag op ons knieë te bly vir ons kinders, want U is 'n troue God en U doen wat U beloof. Ons bid dat U elkeen van ons kinders sal red en wederbaar deur U Gees, sodat hulle kan opgroei in die voorhoewe van die Allerhoogste. Abba Vader, ons kom juig en jubel vanoggend voor U, want U is goed. En U is wonderbaar, en U is groot, en U is gedig in roemryke werke, en U skink ons beker tot oorlopends toe vol. Mag U goedheid en guns elke mamma hart vandag vul, trane afvee, die vlam van hoop aan die brand steek, nuwe krag kom gee, Here, sodat ons die wedloop met volharding kan hardloop, ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dankie dat ons aan U kan behoort tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.